Is daar 'n verband tussen gewig en selfvertroue? Selfvertroue is om met sekerheid te kan funksioneer in die wêreld rondom jou vermoëns, jou kwaliteite en jou wyse van denke. Is dit moontlik dat 'n vrou wat sukkel met haar gewig goeie selfvertroue kan hê? Ek wil sê ja, dit is absoluut moontlik. Ek ken vrouens wat sukkel met hulle gewig en baie selfvertroue het. Hulle het kwaliteite. Hulle kan seker goed doen in hulle gemeenskap. Hulle is soms giants daar in die koöperatiewe wêreld waar hulle werk. Hulle gesels goed, hulle luister graag, hulle het vermoëns om miskien konflik op te los tussen ander persone. Hulle is soms baie goeie leiers en met selfvertroue kan hulle opstaan, hulle standpunt stel en doen wat gedoen moet word. Sulke vrouens kan ons sê, dis wonderlik want dit is waarom ons geskape is. Dit is egter wel so dat sekere vrouens sukkel maar met selfvertroue as gevolg van hulle gewig. Ek het al met 'n hele paar vrouens gewerk en dit is wel so dat baie van daardie vrouens het gebieg en gesê, ek sukkel maar 'n bietjie met my selfvertroue want ek sukkel om hierdie ekstra kilogramme af te skud. As ons die vraag vir onsself vra, hoe kry ek dit reg om my selfvertroue aan te spreek en wat het my gewig daarmee te doen? Dan wil ek eers vir jouself sê, moenie wag dat jou gewig beter word voordat jy vertroue in jouself kry nie. Jy moet met sekerheid kan werk met jou vermoëns, met jou kwaliteite en met jou wyse van denke. Waar begin dit dan? Eerste wil ek sê, lief jouself. Lief jouself. Weet jy dat Matteus 10 vers 31 sê, jy is meer werd as die voeltjies wat geskape is. Psalm 139 beamoed dit verder, waar Dawid sê, I am so grateful that I am marvelously made. I am marvelously made in your sight, O Lord. Wat gee jou die reg om jouself nie lief te hê nie? As God dan na jou kyk en sê jy is meer werd as hierdie pragtige voëls wat ek geskaap het. Lief jouself. Dit is waar selfvertroue begin. As jy dit kan regkry, dan moet jy kyk na dit wat in jou verlede is. Maak klaar daarmee. Sluit af. Sluit daai goed af wat aanhou om jou selfvertroue af te breek. Want weet jy wat, jy is nie jou verlede nie. Jou verlede, soos wat ons nou al voorheen gepraat het, is jou ervarings. Maar op die oomblik is jy die mens wat jy is. Kom in kontak met die waarde wat jy as mens het. Maak klaar met dit wat in die verlede is. En besluit om 'n prentjie te kry, 'n toekomsprentjie van waarheen jy gaan in jou lewe. En dan begin jy om aan jou gewig te werk. As dit is wat uiteindelik jou fokuspunt dan ook is. Is daar 'n verband? Ja, daar is 'n verband, maar nie noodwendig nie. As dit 'n probleem is wat jy het, dan moet jy daaraan aandag gee en jy moet vir jouself eers sê, ek is lief vir myself, later gaan gewig homself uitsorteer.